Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En ja, hier is ons in November, In November en is amper nou die soos hulle sê, die silly season waarin ons gaan en Kersfees. Maar ou moet opgewonde begin raak oor Kersfees. Ek weet baie van die mense en selfs Christene sê, as hulle in die winkel stap, dan is die Kersliedjies daar en al klaar. En hoekom nie? Want dit verkondig die koms van ons Here Jesus Christus. Ons moet opgewonde raak oor die Kersfees storie, want as dit nie vir daai Kersfees storie was nie, dan het ons die genade van Christus nie gehad nie. Dan moes ons elke keer tempel toe gegaan en ons moet nog diere offer en ons moet soveel dinge doen, daai 600 reëls wat ons moet volg. En as ons dit nie volg nie, dan weet ons gaan hel toe. Eenvoudig nie. Dis 'n keuse en ek weet niemand wil daaroor praat nie, want maar dis 'n liefdevolle God wat ons aanbid en sal hy ooit iemand hel toe stuur? Wel, hoekom sou hy sy eie seun gestuur het? Om gekruisig te word. En hy het dit geweet, dis nie dat hy nie geweet het en dit het hom verras om te sê, ek het nie geweet, hierdie gaan my pad langs kom nie. God het homself geoffer, sodat ons vandag in hy vrede en hy vreugde kan lewe, ons kan vry lewe, ons kan in die waarheid ken, ons kan in die waarheid stap, soos Christus hier vir ons sê, nee. Dus kom ons moet opgewonde wees oor hierdie Kersfees storie wat kom, want dit het gekom, en daarom kan ons lewe vandag, en vandag soos 'n teksverse voorreg. Kom ons kyk na Efesiërs, en ons weet, ek het al voorheen hier ingegaan, maar ons gaan aan met hom later, en want hy begin hier so, en hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het. En dis hy Kersfees storie, nee. Christus het gekom, en homself oorgegee het, aan wie? Aan 'n wrede dood, sodat ons kan sê, ons is kinders van die Here, en as ons kinders van die Here is, dan het ons 'n verantwoordelikheid om te lewe in liefde. In liefde, en wat beteken dit? En baie van ons sê, ja, maar ek is nou 'n Christen, ek het daar gekom. Nee, dit is die begin van jou stap met die Here. Dit is die begin van 'n nuwe lewe, dit is die begin, nie 'n einde nie. Baie van ons sê, ja wel, ek is nou daar, ek het my lewe vir die Here gegee, en ek is nou in 'n gemaksone, en ek gaan nou staan, en ek gaan nou lewe, en dis al. Man, jy mis uit op so baie van God se liefde, se lewe, en die wonderwerke wat God in jou en deur jou wil doen. Deur om daar stil te staan en sê, ek het nou alles ontvang, ek het nou genoeg. En dit is nou genoeg. Dus kom hy Efesiërs 5, hy begin daar en sê, wandel in liefde. In liefde, daai agape liefde. Nie daai vriendskaplike liefde nie. Dit is daai volmaakte liefde wat ons net deur die genade van die Here Jesus Christus het. Net deur die geloof wat ons in hom geplaas het. Dat ons daar kan stap, nee. As ons verder aangaan en ons sê daar so, laat niemand, in vers 6, laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. Dit is daai ydelle woorde, daai valse profete, daai mense wat vir jou sê, ja, maar God is so lief vir jou, hy sal nooit, ja, hy is lief vir jou, maar daar kom met daai liefde 'n verantwoordelikheid om te sê, ek wil nie meer my ou lewe hê nie, ek gee dit op. Ek lewe nie meer daar nie, want ek lewe nou in Christus. Dis daai nuwe lewe, daai wonderlike, en dis daai mense wat vir jou sal sê, ag man, moenie worry, al die paadjies lei na God toe. Al die paadjies lei na die hemel toe. En dan vra ek, soos die een predikant of die pastoor gesê die ander dag, okay, dis fyn, jy hoef nie die woord van die Here te volg nie, maar hoe gaan jy dan in die hemel uitkom? Hoe gaan jy dan vir God 'n plesier wees, waar hy na jou toe kom, en hy vir jou sê, welkom, goeie, getroue dienskneg, of waar hy vir jou gaan sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Dis volgelinge van Jesus wat hy hierso na verwys, nee. Hy sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Ja, maar ons het al die dinge gedoen in jou naam, ons het die siekes, ons het die versorg, ons het die armes geld gegee, ons het. En dan sê God, man,
Daai woorde wat sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Of gaan hy vir jou sê, kom na my toe. Getroue diensknegt. Getroue diensknegt. Hoekom? Want ons het gedoen dit wat die Here vir ons gesê het om te doen. Ons het nie ons ore gespits en geluister na die mense wat gesê, moenie worry nie, doen wat jy wil, die Here is vol liefde en vol vergifnis en vol genade, moenie daaroor bekommer nie. Dit is daai valse profete en hoe weet ons? Wel, ons gaan in God se woord en ons lees God se woord, ons studeer God se woord en dit is die maatstaaf waar volgens ons almal meet. Dus ek kom hy daar, hy is baie versigtig daar, wees versigtig, wees dan nie hulle deelgenote nie, moenie eens deel van hulle, as jy instap en hulle begin daai preek, en ek hoor daar's nou 'n kerk daaronder, ergens in die Kaap of iets, ek dink is in die Kaap wat iemand vir my gesê het hierdie week, wat hulle sê, weet, in die oggend, 9 uur is 'n Christen, 'n pastoor, 'n predikant, 'n dominee, wat ook al jy wil doen, 9 uur, dan is 11 uur is dit 'n imam wat daar inkom, en dan 12 uur is dit 'n boeddhist wat daar inkom, en, want ons is maar 'n kerk wat oop is, en ons aanvaar almal, maar ons gaan nie met hulle daar rond sit en redeneer nie, want daar is net een weg, daar is net een manier wat jy in die hemel gaan kom, en dit is deur Jesus Christus te verkondig, dit is hom te aanvaar, en hy sê daar sou wees dan nie hulle deelgenote nie, moenie eens saam met hulle kuier nie, jy kan vir hulle daar sê, hey, die waarheid is, en dan wegstap, laat jy die saadjie geplant, laat God daai saadjie water gee, laat daai saadjie vrugte begin dra, laat daai saadjie self die werk gaan doen. En hy sê, want vroeër was julle duisternis, nie in die duisternis, en ek het voorheen daaroor gepraat, vroeër was julle duisternis. Nie jy was deel van die duisternis, nie jy daar rond gedwaal nie, nee, jy was self, hoekom? Want jy het nie God in jou gehad nie, as jy nie God, Christus in jou het nie, wel, dan is jy duisternis, want jy het nie die lig van die Here binne in jou nie. Jy het al die valse liggies, klein liggies, wat eintlik hulle kom en hulle gee vir daai glimmer of hope, maar dan is dit weg, dan flikker hulle vinnig uit, want daar is nie enige substance aan die woord nie. Daar is nie alleenlik substance aan die woord wat God vir jou in jou geplaas het. Hy sê, want die vrug, hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig. Daar moet 'n verandering wees. As mense na jou kyk, moet hulle sien, daar's iets wat jy het, wat ek het, wat anders is as wat die wêreld vir my verkondig. Wat die wêreld vir my aanbied is maar tydelike genot en dit het nie ewigheidswaarde nie. Maar as mense na jou kyk, moet hulle dit dadelik sien. As mense in jou teenwoordigheid instap, moet hulle dit dadelik voel, want anderste is jy nog in die duisternis en jy het nie die ware lig, die lig van Christus in jou nie. Dan gaan hy daar aan en sê, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Toets dit, toets God se woord. Toets God se woord, toets die stappe, die journey, die pad wat jy moet stap saam met die Here, en jy sal sien, dit is soveel beter, soveel gemakliker, soveel lekkerder, soveel meer vrede, daai angs wat jy voel sal weggaan, daai benoudheid wat jy voel sal dadelik weggaan, daai waarheid wat jy weet is die waarheid, jy sal dit spreek, en mense sal vlug. Hoekom? Want hulle wil nie in die teenwoordigheid van Jesus Christus wees nie, die lig, die ware lig. Die wat regtig smag sal terugkom en jy sal sien dat hulle sal terug van self af sal hulle terugkom. En dis die wonder van die woord wat ons het, die woord en die waarheid en die lewe, waarin ek en jy moet lewe, nee, en hou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Eenvoudig, ouens. Jy kan nie een voet in die wêreld en een voet in God in nie. Jy kan nie hierso sê, wel, maandag tot vrydag sal ek so lewe, saterdag aande sal ek lekker kuier saam met die rugbypelle en dan sondagoggend in die kerk en ek sal sing 'n paar halleluja's en dan is ek weer lekker. En dan wonder ons hoekom ons nie meer die teenwoordigheid van God voel en beleef nie, hoekom ons nie die wonderwerk, hoekom nie ons die gees van die Here in ons kerke nie meer beweeg nie, hoekom? Want God will not tolerate what you and I tolerate. If we tolerate sin, how can we drive it out? How can we see it? How can we see it and identify it in other people? Hoe kan ons dit sien, identifiseer in ander mense en dan wil uitdryf?
want ons self lewe nog steeds in daai duisternis. En jy sê, moenie is, maar bestraf dit liewer, bestraf dit. Dis nie, ja, maar as jy wil, nee, dis 'n bestraf dit. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik, selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. En dan hierso is die kruks van die storie, die kruks van wat ek vandag vir jou wil net uitlig. Daar sou hy sê in vers 14, Efesiërs 5 vers 14, daarom sê hy, sê wie, sê God, sê Jesus vir ons, ontwaak, word wakker. Dis asof hy kom en hy skud jou met die woord, hy wil jou kom vashou en skud en sê, kyk waarna toe jy op pad is, kyk wat jy doen, kyk wat ander mense in jou sien, en jy sê jy is 'n Christen, maar word wakker, skud jouself wakker en sê, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode uit, staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. So jy wat dalk bang is om te sê, jouself te identifiseer as 'n Christen, as iemand wat Jesus Christus volg met alles, met gees, siel, 'n liggaam, krag, alles verstand, alles wat jy in jou het. Jy's dalk bang want jy gaan dalk iets verloor. Wel, jy het dalk soveel meer om te kry deur wakker te word. En daai staan op is iets wat ek en jy self moet doen. Ek moet self uit die bed uit kom opstaan. Ek moet self daai wilsbesluit maak. Ek moet self daai besluit maak om te sê, ek gaan nie meer daai duisternis lewe nie. Ek gaan nie meer daar gaan nie. Ek gaan nou opstaan. Self gaan ek opstaan. Self, al is dit hoe moeilik, gaan ek self opstaan. Hoekom? Want die lig Christus sal oor jou skyn. Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Christus wat vir jou sê, jy wil nie meer daar lewe nie, want die lewe wat Christus het vir jou is soveel beter. Die lewe en oorvloed wat Christus in store het vir my en vir jou. Daai wat wils besluit maak om te sê, ek gaan nie meer hier lê en wag dat dinge na my toe kom nie. Ek gaan nou opstaan, ek gaan in God se woord ingegaan. Ek gaan vertrou, ek gaan in geloof lewe. Geloof gaan ek begin lewe. En in daai geloof weet ek, as ek begin beweeg, dan weet ek, soos hy verlore seun, as ek net daai eerste tree vat, God staan en hy wag met daai kleed, en hy wag om na jou toe te hardloop, om te sê, ek gaan jou omvou met my kleed, ek gaan jou omvou hierso, met die lig wat die waarheid is, die lig wat ewigheid vir ewig gaan skyn. Dit is daai lig wat Jesus oor jou gaan skyn, maar jy, ek en jy moet daai eerste tree vat. Hoe moet ons dit doen? Ons moet begin deur die begin. Ek sê vir mense wat na my toe kom en hulle sê, ja, maar jy hardloop hierdie ultramarathonne en alles, en ek sê, hey, onthou, daai eerste dag wat ek besluit het om te sê, ek wil hardloop, kon ek nie 200 meter hardloop sonder dat ek uit asem is, en as ek vir jou sê uit asem, ek kon nie beweeg na daai 200 meter, ek was so moeg, my longe het gebrand, 200 meter. En dit is hier wat Jesus vir jou sê vandag, maak daai eerste skuif na Jesus toe. Hy sê, staan op, ontwaak, hou op slaap, hou op slymer, staan op, en dan gaan God se lig oor jou skyn, en jy sal verbaas wees, waarna toe hy jou wil vat. En ek glo dit vandag, en ek spreek dit vandag oor jou lewe, maar jy asseblief, ek smeek jou, jy moet daai eerste stap vat om te sê, ek gaan nie meer so lewe nie, want ek kan nie meer, ek wil nie meer, ek wil nie meer, ek wil nou in geloof uitreik, en begin lewe vir Christus, en ek daag jou uit daarmee vandag, op hierdie sondagoggend, en ek sê, staan op, lewe vir Christus, en hy sal oor jou skyn. Hoe wonderlik is dit om te weet, nee. So as daar behoefte is, rykheid, ons is lief vir jou, ons is ongelooflik lief vir jou, maar maak daai eerste besluit, maak daai eerste skuif na Christus op hierdie 9 November, en ek weet, God se lig sal oor jou skyn. Ons is lief vir jou, as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week, maar asseblief ryk uit, gaan na 'n kerk toe, wat Christus verkondig. Gaan na 'n kerk toe, doen wat reg is, jy weet dit, daai ongemak, daai angstigheid, daai benoudheid, ek beloof vir jou in Christus,
is daar niks van daai nie. Daar is net vryheid, lewe in oorvloed. Ek bid dit oor jou vandag in Jesus naam. Amen.